Hallo, hallo almal. Wel die wat so lank in is. Vanaand. Hallo. Hallo Hi. Nico, hallo Adele. Ons kyk wie's nog almal in. Hallo Renay en ek dink Romanda probeer van ons join van haar laptop af. Kyk of sy dit Ja, kan ek is maak. in, maar ek weet nie wat my kamera, hoekom hy nie wil werk nie. Hy het vanmiddag 100% gewerk op Teams, maar nou wil hy nie werk op Zoom nie. Kyk gou-gou onder of jy op jou video geklik het as jy hover op die Nee, onderste gedeelte. op die audio. Ja, hy's daar in die video. Dan Jy is hy's geklik. aan. Remove pin. Ek weet nie of ek moet switch to shared content. Kom ons kyk. Nee. Start weer. Hy wil net my foto wys. Wie is ons Zoom experts? Nico? Weet jy meer? Ek weet nie of dit Zoom probleme is of dit die PC is nie. Ek wou sê as jou PC se gestel, die settings gestel Dit is die staatsdiens is 'n PC. Miskien is die probleem daar. Dis tog waar. Hy's baie geheimsinnig, maar ek het vanmiddag 'n DBE vergadering gehad met mense in Pretoria tot 100% gewerk. Maar ek probeer gou op my man se rekenaar inkom. Is reg, ek gaan gou incheck met Madeleine. Ons mis haar nog. Wanneer is dit? Jy kan nie dalk gou net vir my die link na vir Unit Camp net toe stuur nie. Ek het hom nou net vir jou ge-email, Ramanda. Okay, Ja. Ek kom kry, ekskuus, jammer. Ja. Kyk gou of hy daar is. Okay, verder dink ek het ons vir almal in. Ek hoor nie van Madeleine nie en Tanya het verskoning gemaak vir vanaand. Ons gee vir Ramanda 'n sekonde. Ek is baie jammer. Ek Dis is nie regtig reg. rekenaar gestrem nie, maar dit voel vir my. Nou kom hy ook nie deur nie. Ek moet vir my net nou 'n nuwe rekenaar gaan koop voor ek aftree nog. Okay, maar kom ek gaan aan, dan sal ek net weer oorgaan. Ek is jammer, ek weet nie hoekom hy nie. So okay, ons kan jou hoor en jy kan ons hoor. Dit is al dit is al goed. Ek kan julle sien ook. Jy kan ons sien ook, jy sien. So ek sê ons fyn. Okay, toe hier is ons almal. Welkom almal, hier is ons nou al in week 4. Kan julle dit oortel? Sjoe, dis 'n volle maand wat ons hier aan die gang is. Wel gedaan. So ek gaan vanaand begin om net te kyk weer eens. Kom ons kyk gou hoe voel ons almal. Who's doing thumbs up and who's doing thumbs down? En wie's even keel? Wys vir ons. Franso wys 'n thumbs up. So is even keel vanaand, right? En Renay? Okay, even keel. Jansens? Een is even keel, een is thumbs up. Ekskuus Franso, jy het gesê jy's? Thumbs up en 'n bietjie even keel. Thumbs up en 'n bietjie even keel. Okay. Wel niemand het nog 'n thumbs down nie. Ons vlieg 'n bietjie rond. Romanda, jy thumbs up of even keel of thumbs down? Waar is jy? So tussen die twee, hoor. Tussen die twee. Wel ek gaan vanaand vir julle genoeg tyd gee om lekker in te check. Ek weet net van party van ons gaan dalk voel, ag ons is actually okay met van die goed want weet jy wat, ek kan klaarkom met die alternatiewe. Ja, ek mis eintlik dit, maar ek kan eintlik dat gebruik. Ek's kind of okay. Van ons kan net sê, waar's my melk? Of waar's my kaas? Who moved my cheese? Waar's my carbs op my bord? Waar's my stysel? Ek het vroeër vandag met iemand gepraat wat vir my gesê het, waar's my pap? Pap en vleis. Ek's gewoond aan ek het groot gemaak met pap en vleis. Hierdie is my moeilik. So weer eens, wat ook al julle voel, dis alles goed en dis alles reg. Dit is belangrik dat ons agterkom wat al hierdie dinge met ons lywe doen. Dit is die heel belangrikste. En dan weet ek van julle het ewe skielik interessante cravings gehad, reg? Goed wat julle van geen kant af gesien het nie, of goed wat julle al voorheen gehad het wat nou net weer aan die deur kom klop het.
Voor ons oor hulle almal gaan praat, wil ek net gou-gou weer deur ons laaste week of 2 praat en net gou-gou weer op alles check. So. En as julle incheck vanaand, wil ek graag van julle hoor oor al hierdie baie dinge. Ons het baie om oor te deel. Maar ek wil teruggaan na haal ons asem. Kry ons tyd vir proper breathing, box breathing exercises, of dit nou vroeg in die oggend, eerste ding as jy opstaan, of dit is as jy gespanne voel, of begin angstig voel, want die dag hardloop met jou weg. Of dit is as jy iewers net 'n stil kansie kry en jy dink, wow, okay, ek het nog nie eintlik asem gehaal vandag ordentlik nie, kom ek kyk of ek dit een keer kan doen. Of dalk vanaand as jy probeer slaap, maar jou kop werk nog om net jouself bietjie te laat afskakel. Of dalk in die middel van die nag, as jy wakker word en jy sê, soos ons nou die dag met die alarm wat 2 keer in die nag afgegaan het, is om net te sê, hoe raak ek weer, hoe kom ek weer tot ruste? So ek wil asseblief vir julle almal vra, onthou van die box breathing, mense is so geneig om dit maklik te vergeet, nê. So gee jouself 'n goeie kans en doen dit, probeer om dit elke dag te doen. Net gaan my foon afkry, hy nie vir my kan pla nie. Water, hoe gaan dit met die water? Ek het vandag met een van my koöperatiewe kliënte gepraat, toe sê sy, sy sukkel hierdie week, want sy is so baie in vergaderings, en toe sê ek vir haar, wat van elke keer as jy na 'n vergadering toe gaan, vat net 'n koppie saam, en drink net, as jy instap en jy gaan sit, sê vir jouself, ek drink gou water. Of as ek uitloop by die vertrek, ek gaan nog 'n slukkie drink. So regtig, probeer net elke oomblik wat jy kan, en weet jy, weer eens, ons hoef nie perfek te wees nie, maar as jy kan meer water drink as gister, dan is dit al 'n goeie beweging. Die vrugte, ek sien daar was 'n bietjie de mekaar kyk met die vrugte, weer eens wil ek net herhaal, die vrugte hoef nie eerste ding in die oggend te wees nie. Dit is net vir nou belangrik, as jy suikerkrywings kry, dat jy jou vrugte jou eerste ding maak wat jy eet. Op 'n leë maag is makliker, want hy verteer maklik. So as jy eers 11 uur wil eet, of eers 1 uur wil eet, dis piekfyn, dit hoef nie vir ontbyt 8 uur te wees nie. Niemand het gesê ontbyt is 8 uur nie. Ontbyt is wanneer jy die eerste keer gaan eet na jou aandse slaap in jou routine. So begin hom nog steeds met vrugte. As jy glad nie sukkel met suikerkrywings nie, is die vrugte nie so belangrik nie. Moenie voel jy moet vrugte eet, net omdat ons gesê het vrugte het goed eerste ding in die oggend nie, hoef dit glad nie te doen nie. Die alkalizers, weer eens, put that good stuff in. Eerste ding wat jy kan doen, probeer net, en weer eens, dis na die vrugte, maar voor jy jou ontbyt eet, as jy kan. Dit verteer ook vinniger, dit maak jou al voller. So, ek weet nie almal van ons kry kans om dit in die oggend te doen nie. Dis nie 'n krisis as jy dit nie in die oggend kan doen nie. As jy dan later, sê nou maar deur die loop van die oggend wil doen, dis great. Die beste is om dit nie te meng met 'n ete nie. In ander woorde, as jy nou net vleis geëet het, jou vleis verteer stadiger as wat 'n alkalizer verteer. So as jy vleis geëet het, gee jouself 'n halfuur kans na jou ete, of proteïene ingeneem het. Gee jouself 'n halfuur, dat jou maag net 'n bietjie kan settle, en dan kan jy weer aangaan met jou alkalizer. Maar ja, as jy hom kan inkry iewers in die dag, dis belangriker as wat jy hom glad nie inkry nie. Ja, nou hierdie week is vakansie van baie dinge. Suiker, nog al die tyd, reg? Nou skielik is dairy en grains en ons oils holiday is by. Wil jy net vir my gou met 'n show of hands face, wie het die bonus video's kon kyk? Die ene oor dairy delusion, en die ene oor die, okay, ja, great, en die ander ene oor die grains, nie, okay. Renée, het jy die ene oor die grains kon sien? Ja, ek het. Okay. Adele en Nico en vir die voeltjies bedoel. Ekskuus tog? Dis vir die voeltjies bedoel. Die grain is vir die voeltjies bedoel, en die melk is vir die kalfies bedoel. Daar's hy. As jy dit nog nie gesien het nie, gaan kyk net op julle dashboards. As jy afklik waar jy elke week se video's in detail sien, gaan jy bonus video's sien onder hierdie week. So gaan kyk, dit is nie baie lank nie, maar dit is verskriklik insiggewend en regtig ongelooflik belangrik. Ek het vroeër in die week van Tanya gehoor, wat ek weet jy kan van Tanya onthou, wat absoluut haar melk was haar kruk, en na hierdie video sê sy vir my, sy kyk anderster na melk, is net heeltemal 'n ander gevoel. So nee, ek sal baie bly wees as julle almal net 'n punt daarvan kan maak om dit te sien. Dit is net regtig insiggewend. Okay, voor ons begin check-in, net 'n bietjie van een van my punte wat ek opgetel het by een van ons groepe vroeër in die week. En dit is eintlik een van ons ander coaches se kliënte, haar naam is Anne. And Anne, I'm just going to switch to English because this was an English discussion. Anne thought
Okay, so we're going on this holiday. Well, it doesn't feel like a holiday to me. I feel restricted. No sugar, no dairy, no grains, no oils. It feels unfair, she said to us. It just really feels unfair. I feel deprived. I actually feel rebellious. It's like you're taking away the stuff that I need. So you know what? I feel like I should just do it. I feel rebellious. And then with help from a coach, she started to reframe it. She started to change her wording and her thinking from being, I'm missing out, to saying, I'm opting out. So it's not that this is a lifelong decision that you will never ever see dairy again and you will never ever see your grains again. It's an opting out for a while so that you can actually see what your body will, how your body will react without it. It's opting out of a food industry that's engineered cravings. En hoe meer julle dit sien julle dit oral, dat hulle regtig wil hê ons moet meer eet, meer suiker, meer van alles wat hulle vir ons voer en alles wat hulle vir ons stilletjies insit. En veral, ek het nou die dag 'n Peak Sugar Summit bygewoon, want ek het so gesukkel met suiker. Ek sukkel nou nog met suiker. Minder as wat ek het, maar nog steeds is daar. Het hulle vir ons eintlik net verduidelik dat olies, al hierdie garbage oils wat Erik so van praat, doen presies dieselfde as suiker in terme van om jou insulien te spike, om jou cravings aan die gang te kry en aan die gang te hou, om vir jou meer en meer van die goed te laat eet wat hulle wil hê jy moet eet. So dit was vir my nogal 'n regtig groot eye-opener geweest. Maar terug na Anne toe. Anne said, well, now I'm actually opting out of sugar spikes and opting out of the sugar crashes. Ek weet nie of julle dit al gevoel het, as jy iets soets geëet het en jy voel op 'n stadium, okay, ek het lekker energie en dan ewe skielik kadoef. Weg is die energie en jy het wat? Nog suiker nodig, right? Opting out of being controlled by labels and low-fat lies. Want alles sê, dis pragtig en it's health food and it's high protein en dan blaai jy om en jy lees die inhoudlys en dan kom jy agter daar is net chemikalieë en suiker en olies en al die goeders wat hulle vir jou oor wil lieg, sit hulle net in ander terme. So yeah, it wasn't restriction, it was just leading yourself to freedom and realized that. And for the first time she realized she wasn't actually fighting food, she was reclaiming her power. Dis om jou weer in die driving seat te sit om te sê, maar ek besluit nou, wanneer wil ek wat eet? En as ons teruggaan na Erik se Prisoner of War, onthou, ons het nou daai tonnel afgegrawe, ons is nou onder deur die draad, en nou lyk die lewe baie donker, en dit voel 'n bietjie moeilik. Dis hier waar ons gaan vasbyt, ons gaan mekaar se hande vashou, want ons wil deur die tonnel gaan, ons wil regtig nie teruggaan nie. Terug lyk baie lekker, daar's lig, daar's kos, daar's soetgoed, maar is dit regtig freedom? Nee, dit is nie. So ons gaan aanhou grawe dat ons by daai freedom kan uitkom. Okay, dit is my storie vir vanaand. Ek wil vanaand gou vir Romanda, ons wil so graag, maar volgende keer gaan ons jou sien, maar die keer kan ons jou hoor, en ek het in die week met Romanda gesels, en toe gaan dit dan al 'n bietjie beter met haar, maar sy het 'n baie rowwe week met baie pyn agter die rug. So Romanda, ons gee vir jou vanaand eerste kans. Ek wil vreeslik graag oor al hierdie dinge hoor, maar eers wil ek net jou wins hoor, as daar enigstens iets is wat jy al voel vir jou beter is, en dan wil ek graag vir jou 'n kansie gee, want jy het nie laasweek 'n kansie gehad nie, om net 'n bietjie te praat oor jou short, medium en long-term goals, jou sukses wat jy vir jouself wil sien op hierdie program, en wat is jou rock bottom? So 'n groot mond vol vir Romanda. Kan jy my hoor? Ons kan jou mooi hoor, jap. Ja, nadat ons gepraat het verlede donderdag aand, het ons 'n vinnige draai gemaak by ongevalle. En in elk geval die week het nou redelik goed gegaan sover. Ek is afgeboek gewees, fisioterapie toe gegaan en fisio gekry, naalde in die rug, what have you, en ek voel baie beter. Ons is bly, mooi. Ja. My langtermyn is om net gesond te eet. Want ek dink, ek sê altyd, daar's 'n plek vir iemand wat 'n alkoholist is om na toe te gaan, en daar's 'n plek waar iemand kan gaan as hy aan dwelms verslaaf is, maar daar's nie 'n plek waar toe ons kan gaan as ons kompulsiewe eters is nie. Ek het myself nou al geklassifiseer as 'n kompulsiewe eter. So is om die regte voedselkeuses te maak is my langtermyn doelwit, en om daarby te hou en aan my liggaam in toom te kry dat ek beter voel. So dit is vir my nogals belangrik, want ek dink my hele lewe lank maak ek nog verkeerde voedselkeuses. Ek het huishoudkunde gaan swat en ek is baie lief vir kos. So
dit is waar my swaar kry, kan ek maar amper sê kom. Ek het hierdie week baie gekonsentreer op die alkalizer. Ek het gekonsentreer op die water en ek het baie gekonsentreer om nie suiwel en suiker te vat nie. En het eintlik baie goed gegaan, behalwe dat ek 'n koppie rooibos tee gedrink het met 'n klein bietjie klappermelk. So verder het dit eintlik baie goed gegaan. Okay, baie dankie. So ek wil gou-gou vir jou vra, want jy sê ek wil gesond eet, ek wil beter keuses maak. Die een ding wat vir my baie interessant is, dat jy sê jy is lief vir kos, which is fine. Nee, ons is almal lief vir kos. En weer eens wat ons laas gesê het, kos hoef nie ons medisyne te wees nie, dit moet lekker wees, maar ons wil net nie hê dit moet ons beheer nie, nee. Ons wil die vryheid hê om ons liggaam goed te behandel, met goed wat goed is vir ons liggaam, right? Maar okay, so jy wil gesond eet en beter keuses maak en my volgende vraag is net hoekom? Want wat gaan dit vir jou beteken? Ja, jy gaan beter voel, maar wat gaan dit vir jou beteken as jy beter voel? Ek gaan beter kan beweeg, my bene gaan dalk nie so seer wees nie, my rug gaan dalk nie met die probleme hê wat hy nou het nie. So ek glo dit sal alles regkom as ek nie hierdie ekstra 20 kg saam met my dra wat onnodig is nie. Okay. En as jy kan beter beweeg en jy het minder pyn, wat gaan dit vir jou beteken? Freedom. Vryheid miskien. Ja, en ja, ek dink sielkundig gaan ek beter voel en fisies gaan ek ook beter lyk vir myself en meer aanvaarbaar wees. Okay. En as jy dit het en jy voel beter en jy begin daai vryheid voel, wat gaan dit vir jou beteken? Wat gaan dit vir jou gee? Ek dink ek gaan oor die algemeen maar net beter voel. En 'n beter uitkyk op die lewe hê. Ek tree af, so ek wil nie sieklik wees as ek aftree nie. Ek ek dink algemeen gesondheidswys wil ek konsentreer op my gesondheid. Nou kan ek meer konsentreer op my gesondheid want ek hoef nie meer skole te besoek van einde Maart af nie. Ek kan nie glo nie, is nog 'n maand. Tel die dae. Almal tel die dae na Maart toe vir verskillende redes, nee Renay. En sê vir as jy aftree en jy voel beter en jy voel beter sielkundig soos jy sê en in jou lyf, wat gaan dit vir jou gee in jou aftrede? Ek dink dit gaan vir my net vryheid wees en lekker voel en die lewe meer geniet met my man en nie soos 'n kluisenaar voel nie, want ek is baie keer ek fokus te dik om uit te gaan en ek kan nie mooi aantrek soos wat die ander mense aantrek nie en sulke goedjies, sulke sielkundige goedjies dink ek wat vir my gaan laat beter voel oor myself. Okay, so jou vryheid is eintlik 'n baie wye beskrywing wat jy nou by uitkom, want dit is hoe jy lyk, dis wat jy kan aantrek, dis wat jy kan doen, dis hoe jy kan beweeg. Kom jy sien jy dat daar's 'n klomp dinge vir jou in hierdie ding opgesluit en ek dink dis vir my so lekker om net 'n bietjie en ek wil dit sommer net vir julle almal noem as julle hieroor gaan dink. Hoe dieper jy grawe, hoe dieper jy sê hoekom doen ek dit? Want ek wil goed voel. Hoekom wil ek goed voel? Want en jy het gesê ek wil saam met my man lekker dinge doen. My aftrede moet vir my lekker wees. Kom jy agter dat dit is wat ek eintlik wil hê, dat jy moet sien dat dit is jou groot doelwit. Is baie groot. Dis baie lekker en dis vir my baie mooi. Baie dankie daarvoor. Lekker. Jou rooibos tee met klappermelk. Ek kan nie jy moet skuldig daaroor voel nie. Hoe het dit gevoel en hoe het dit geproe? Want daar's niks dairy in klappermelk nie, is daar? Ek en my man vas eintlik so bietjie ook godsdienstig ook nou. En ons vas koffie op hierdie stadium want ons drink verskriklik baie koffie. En ek en hy besluit, weet jy wat, ons sluit ons koffie uit en die suiwel ook en ek het vanmiddag verskillike goeie nuus gehoor. Een van my skole, die skool waar ek voorheen skool gehou het die beste gedoen in die land vir gasvryheidsstudies. Dis ek nou baie opgewonde. Sê ek vir hom, ag, ons gaan drink sommer ergens 'n koffie. Toe besef ek, ons drink nie koffie nie. Toe sê ons drink ons rooibos tee en op die ingewing van die oomblik het ek gesê, gee vir my rooibos cappuccino met klappermelk. En na ek 'n paar slukke gedrink het ek besef, dit moet ek eintlik nie gedrink het nie, maar dit was baie lekker geweest en dit was hopeloos te soet. Hopeloos te soet. Ek sal dit nie gou weer drink nie. So dis eintlik net so lekker dat jy tyd gevat om te sê hoe proe dit eintlik
Maar weer eens ek sê ek wil nie met sleg voel daaroor nie want dit was nie dairy nie. Dis heeltemal fyn. Dis klappermelk is heeltemal okay, maar dis goed dat jy ook agtergekom het dit is toe nou soet. Interessant vir my dat jy die koffie ding ek weet jy het gesê jy gaan jou is dit 'n 40 dae vas wat jy mee besig is aan die agterkant, nê, of wat is dit? Ja. En sê vir my gou-gou, hoe voel jy net vir interessantheid want dis nou so 'n bietjie buite ons wild fit, maar hoe voel jy sonder die koffie? Ek het vanmiddag vir die eerste keer gevoel vir koffie, maar toe het ek vir my 'n glas water met ys gehad maak en dit het gehelp. Ek het daai ys gekou. Enige ander nagevolge want jy het baie koffie gedrink. Hoeveel koffie het jy gedrink? En as ek in die dae wat ek by die kantoor is, het ek seker maklik 3-4 koppies koffie van 7:00 tot 3:30 in die middag gedrink. Wat hopeloos te veel was. En as ek skole besoek het ek so 'n bietjie minder gebring, as dit so 3-4 per dag gewees of in werkstyd gewees. En nou as jy voel jy het koffie nodig, wat doen jy dan? Ek is nog nie so lank daarop nie. Ek drink water en ek het gisteraand 'n koppie swart rooibos tee gedrink wat niks mee verkeerd was nie. Ek drink wel xylitol in my tee. Ja, okay. En kry jy 'n bietjie dit wat jy nodig het, wat jy voorheen gevoel het jy het nodig as jy koffie het, kry jy dit in daai geval? Is dit werk die plaasvervanger vir jou? Ja, het gisteraand gewerk, ja. Okay, interessant. Okay. Enigiets wat vir jou voel soos 'n win sover? Is nou nog net 4 weke en jy's deur 'n rowwe week en 'n half, so ja, ons gaan aanvaar as daar nie is nie, maar is daar enigiets wat jy voel, okay, hier's iets wat dalk besig is om te gebeur van die begin van die program af? Ek dink my kop is nou reg want ek gaan volgende week vir 'n week lank in Johannesburg in 'n hotel bly. En ek dink my kop is reg dat ek daar nou by oggend, middagete en aandete die regte besluite kan neem as ek gaan aansit om te gaan eet. Okay. Dis ongelooflik want dit is 'n groot skuif, nê, want onthou jy wat Erik gesê het 'n menu, 'n spyskaart by 'n restaurant is net 'n lys van ingredients. So Ja. jy kan nou besluit. Jy hoef nie te voel jy word totaal gestop nie. Gaan eet nog steeds lekker. Gaan eet dat jy jou energie kan kry, maar ja, wat is sê be that person. Besluit wat jy wil eet en vertel vir ons asseblief hoe dit gaan. Ons is baie nuuskierig om te hoor hoe is die ervaring in 'n hotel? Okay, dankie, ek sal. Okay, baie dankie. Lekker. Okay, Nicole, kan ons oorgaan na jou toe? Wat jy weet. Alles. Ek wil begin by enigiets wat jy voel wat vir jou werk sover in hierdie program. Dan wil ek hoor van hoe gaan dit met jou alkagizers, water, breathing, vrugte, al die dinge en dan sommer net weet hoe was hierdie week sonder die dairy en die dinge en ja, enigiets wat mee ons kan help. Wel, die enigste dairy ding is gisterand kon ek nie cappuccino drink nie want ek moes koffie drink sonder wat ek in elk geval sonder melk drink. Okay. En hoe was dit vir jou? Nee, ek drink koffie swart altyd. So dit was net nie 'n cappuccino nie, maar wel 'n koffie. Ja, so dit is om te ewe die cappuccino is net lekker om van tyd tot tyd te drink. Okay. Maar dit is nie my go-to nie. En ek hoor jy hoef daai koppies koffie 'n dag. Op 'n goeie tydperk het ek 10-12 koppies koffie 'n dag gedoen. So dit hang alles af wat gebeur by die werk. Okay. Ek wil nou nie vir Franso 'n kans gee om te gesels nie. Ek gaan net vir hom vra om vinnig in te chip want Franso het 'n ervaring met cappuccino gehad hierdie week. Wil jy dit deel, Franso, net gou met Nico? Kan nie onthou van die cappuccino, laat ek bietjie dink. Wat jou ander froth ingehaat het wat jy nie verwag het nie? Ja, nee, ja, jy het my gefop daar. Sy het vir my 'n cappuccino gemaak met saai melk wat jy gebruik. Macadamia melk of almond melk, selfde ding, ja. Almond melk, selfde ding, maar ek het nie eens die verskil geproe nie. En dit was nogal baie interessant. So net 'n skelm triek van my gewees, Barend. So hy ek het destyds geleer dat macadamia melk foam presies dieselfde as gewone melk. Hy proe actually dieselfde ook, veral as jy 'n goeie koffie drink. As dit en veral ja, 'n cappuccino is dit maar die pods is mos maar gewoonlik in elk geval goeie koffie. So probeer ek sal vir jou wys wat se melk het ek gebruik. Ek sal dit op die groep sit wat reën so lekker gebeur.
Dit was baie lekker, hoor. Was dit lekker? Stel Ja. ek so ek drink min genoeg cappuccinos. So as hulle my vra by die gym wil ek wat se melk wil ek hê, dan sê ek beesmelk of course. So as ek dit nie kan drink nie, dan los ek dit eerder, dan drink ek swart koffie soos wat ek nou al 10 jaar al seker drink. Jy drink dit vandat jy Chile toe was. So dit is 1994. So, Jo. en sonder suiker. Sonder suiker. Want dit is eintlik die beste, nee, want dan proe jy regtig die koffie. Ek kon dit nog nie reg kry nie en ek hou regtig van my cappuccino, maar ek moet vir jou sê vir my is dit die macadamia melk of 'n almond melk, selfe ding is vir my 'n lekker treat. Maar skus ons het nou in die rede geval, so praat gerus verder. Maar andersins hierdie week was 'n bietjie van 'n met die wat ek na Alspruit toe gegaan het ek anderste kosse gehad by die plek waar ek oorgeslaap het. So ek is nie te veel gestres daaroor nie. Adal het gisterand vir my kos gegee met 'n hoender by wat vir my totaal en al vreemd was. En ek is nou al so gewoond om glad nie enige vleis te eet van maandag tot donderdag nie. Aha. So dit is baie weird. Lekker maar weird. So probeer om dit nie 'n gewoonte te maak nie. Maar ja, andersins dit gaan aan. Ek het nie enige issues nie, die kosse wat dit al doen. Ons het gisterand 'n interessante spaghetti gehad. Die groen ene. Vertel, watter groen spaghetti? Want almal anders ook weet. Dit was, ek sal gou gaan op. Ja, so jy moet verstaan as ek kyk na iets groen dan dink ek aan die prent Soylent Green van baie jare terug. Nee man, Nee man, dis erge fliek daai. Wel, jy sal onthou wat die konteks was van die groen en daai so ek sal dit nou nie met die ander mense deel nie. Okay, so sê vir ons, hoe was die groen ervaring van die spaghetti? Hoe het dit geproe? Hoe het dit afgegaan en Nee, dit was fun geweest omdat ek dit saam met ander kosse gehad het wat dit al gemaak het. So okay. ek is nie weet weer eens wanneer jy al so lank net plantekos eet in die week. Jy weet so wanneer jy spinasie kry of jy kry enige van die ander kosse, dit is nie vreemd nie en daar is ook nie daar sit nie addisionele suiker by nie. So Okay. So daar's nie Dis die tenderstem broccoli. Broccoli spaghetti van Woolies. Okay. Oh, wel gedaan, Mr. Jansen. Ek het hierdie ook gekry. Die cauliflower rice. Nee, soos rys. Okay. Wel as jy hom eet, Nico, laat ons weet hoe gaan die cauliflower rys af, maar jy sê so far so good. Ja, ek het vir daal gesê sy het van hierdie groen drankies gemaak. Aha. So vanaand het ek 2 van die chili drops ingegooi. Okay. En dan bietjie gemeng om te kyk. So die brand het hier gekom, maar dit nie enigiets gedoen aan die bland cucumber smaak nie. So ek sal moet kyk vir ander speserye in te voeder. Ek wou sê eksperimenteer asseblief daarmee. Ja, François? Probeer mint. Ja, ek is nie baie groot mint nie, maar ek sal kyk vir ander goed ook. Ja, okay. Maar die chili is goed. Ek wil net sê dit maak nie saak nie. Dit moet regtig vir jou as voor jy hom drink, hy moet vir jou doenbaar wees. So wat ook al jy wil doen met speserye of met kruie is piekfyn. Dis regtig piekfyn. Toets so 'n bietjie uit en laat ons weet wat werk. Maar andersins dit gaan okay. Dankie. Okay, enigiets wat vir jou voel of dit vir jou kan werk hiermee sover? Enige wins wat jy al enigiets agtergekom het? Behalwe het ek vir jou gesê het, ek weet dat ek al gewig verloor het. Hoe weet jy dit? Ek het gaan weeg. Het gaan weeg. Okay. En ek kan voel in my klere dit sit losser. Okay, fantasties. Wow. Ek is bewus van die goed. So As jy broek afval en weet. Ja. Ek is baie happy met die gewig verloor en
nog blyer met hoe jy voel in jou klere, want dit is daai bewustheid van ek het my klere aan en ek weet hoe dit voel. Die skaal is net 'n nommer, dis 'n goeie nommer vir jou, maar moenie don't get fixated on it. As ek en jy kan ooreenkom dat ons eers weer weeg middel van die program, hoe klink dit? Doenbaar. Ons sal negotiate. Ek kan net probeer, nee, ek kan net probeer. Ek is nie gefixeerd op die weegstorie nie, so om elke dag te weeg gaan jy nie jou veranderinge sien nie. Ja, nee. Maar op 2 of 3 weke Okay, 2 of 3 weke kan ek mee lewe. Pik fyn. Ramanda kyk of sy op die ander kant kan inkom. Alice gaan volgende keer saam met jou na die gym se change room toe net. Nee, wag. Nico, enige vrae, enigiets wat ons mee kan help? Nee, ek sit net en kyk na die verskillende goed en dan ek mis my verdomde kaas. Jy mis jou kaas. Okay. Ja. Ja, waar mis jy jou kaas die meeste? Hallo Ramanda, ons kan jou sien. Yay! Uiteindelik. Lekker, baie dankie. En nou sy weer weg. Nee, sy's daar. Ons sien haar. Die boonste een, sy's op al twee skerms, sy's op haar foon Ek gaan nou my rekenaar gou leave. Okay. Dan gaan sy almal sien. Dit is net die jy weet ek die kaas is nie, dis net weet as jy soos byvoorbeeld sulke whisky gaan drink. Dan daai gewoonte van net om 'n stukkie kaas te eet. Okay. Ons kaas is klaar in die huis by the way ook. So so die einde is die einde. Ja, dit sal opgevul word. Maar ja, dis nie dat dit 'n craving is nie, dis net ek gaan hierdie kaas. Okay. En dit is nie dat jy self ooreet aan die kaas nie, is ek geniet net die stukkie kaas. Daai blokkie voor jou drankie, ja. Net so vir interessantheid, maar ek gaan ook vir jou sê hoe ek daaroor gevoel het. Ek het gaan soek vir die vegan kaas en ek het hom probeer. Ek het intussen besluit of sit dit liewer ek doen liewer sonder dairy, is net makliker. Vegan kaas is like a little bit overrated. Ek weet nie wie anders dit al probeer het nie, maar ja, almal skud koppe. Nee, it's a no from us, right? Ons het en dieselfde gevolgtrekking. Dis net nie dieselfde nie. Dis Nee wat. Okay, Nico, dis hy. Nog enigiets van jou kant af? Nee, dis reg, dankie. Baie dankie. Sue, hoe lyk dit daar by jou? Hi Marlies, naand almal, dit gaan eintlik heel goed, dankie. Ek is 'n bietjie besig by die werk en as gevolg daarvan is ek relatief overwhelmed en dan het ek nou jy weet ek moet nou nog kos maak want ek besef dat daar baie min goed is wat nie met verkeerde olies of jy weet, so ek moet redelik van scratch af begin. So dit is vir my so 'n bietjie van 'n challenge, maar in die algemeen, ek mis nie noodwendig die kosse verskriklik nie. Alhoewel ek moet sê ek hou ook baie van kaas. As ek nou wel kan kaas eet, is dit vir my lekker. Maar ek weet as ek dit nie het in die huis of so nie, is dit nie ietsie, maar wat al in die verlede wanneer ek kaas in die huis het, is om, as ek regtig honger is en daar's niks anders wat ek kan dink nie, sal ek gou 'n stukkie kaas eet. So dit was nogal 'n go-to vir my in die verlede. Maar ek begin al beter raak. Ek het nog nie hierdie week nie kos gehad om te eet nie. Ek het probeer food prep doen en so ek dink dit het redelik goed uitgewerk, maar ek voel 'n bietjie overwhelmed en moeg. En snaaks genoeg met die uitsny van goed, ek het 'n bietjie verkeerder geëet in die proses, in die program nou in, het ek so klein bietjie amper wil grieperig voel, wat ek dink, dit is ook soms gesien as normaal, as jy jou dieet skielik, jy weet, aansienlik aanpas en skoon maak, so, dit 'n bietjie, ja, en dan ek het gesien, jy het nogal macadamia melk op die groep gesit, Marlies, en ek wil net by jou gehoor het, waar koop jy dit as? So ek het gesien, Butternut het nou ook 'n macadamia melk wat suikervry is, want die groot ding is die gewone Butternut macadamia melk en ek dink hulle almond melk het oats in, en jy wil nie dit hê nie. En uit suiker in. So die suikervrye ene, die Butternut is meer algemeen. Ek het hom by Pick n Pay gesien.
ons koop by ons greengrocer, so ons het 'n Impala, 'n paar Impalas Ja. wat definitief hulle verkoop. Die lekkerste melk vir my is definitief die uit 'n giraffe op. Ek dink hy noem hulle hom giraffe. Skus, Ja. ek net daai ene. Dink so, ja, ek dink so, ja, En ja. is die suikervrye een. Hy vras verskriklik lekker. Hy proe eintlik, hy pla die smaak pla niks nie. Hy's van die lekkerste. Ek gaan hom definitief bietjie soek. Ek het hom nog nie by my gesien, maar ek dink die groot ding partykeer met van die melke is net om seker te maak daar's nie olie in of Ja. selfs ek het sommer daar in die chat gesit wat ek met die vegan kaas ook gesien het is baie van dit het 'n olie by wat hulle dit om by gooi seker om dit te bind of wat ook al Ja. of lekkerder te probeer maak. Maar ja, Ja, maar daai olie all in is nogal all, 'n pes. Hy's amper meer in al die plekke, al die olies en die vegetable oils is meer Ja. plekke amper as die suiker, nê? Nee, is ongelooflik. ja, ek kyk nogal vandag na of ek dalk neute by die werk kan sommer net aan, jy weet, eet en van dit het ook allerlei snaakse goed partykeer in, jy weet, en so aan. So mens moet maar redelike speurwerk doen. Ja. Maar dis baie insiggewend, ek moet sê, baie meer kleer geweldig baie daaruit. Ja, ek dink dit is nogal interessant, hè. Mens voel half jy moet net vereenvoudig na eenvoudiger kosse toe gaan en dan kan jy amper nie verkeerd gaan nie. Dit is vir my baie interessant dat jy met ons deel dat jy overwhelmed is, want dis 'n gevoel wat ons jy weet die lewe raak besig. En as 'n mens en jy het nou nog food prep gedoen ook en dis nog steeds overwhelming want there's lots happening, nê. Nee. Ek het vroeër vandag met ook een van my ander corporate kliënte, sy's 'n team leader en sy het net gesê ek kry net nie tyd vir myself nie en ja, aan die einde van die dag het ek en sy gesit en gesels en eintlik besluit die enigste mens wat kan tyd maak vir jou is jy. En die lewe, daar's soveel tyd in 'n dag vir soveel prioriteite en as jy nie vir jouself gaan prioriteit gee nie, dan gaan dit net nie gebeur nie. En soos wat jy nou gevoel het, dis my dankie dat jy dit ook gedeel het dat jy eintlik half grieperig gevoel het. Dis ongelooflik hoe mense lyf dadelik begin praat, nê. Nee, dis sure. Ja. Maar ek stem met jou saam, Marlies. Ek wil net sê ek besef niemand anders gaan bekommerd wees oor of ek reg eet nie, jy weet, of ek goed eet en of ek uiteindelik as ek ouer is gesond voel of siek voel nie. Jy weet, niemand gaan eers weer aan my dink vir alles ek die dag aftree. Ja, die werk gaan die minste bekommerd wees oor jou. Dit ons almal op die harde manier soms geleer, nê. Nee. Ja, maar 'n dag het net soveel ure. Ek dink die ander ding is ook dis 'n ongelooflike kringloop. Hoe moer ons is, hoe minder kan ons prep, hoe minder ons prep, hoe moer word ons. En is net om daai omswaai vir jouself iewers te kry en partymal is dit net doenbaar oor 'n naweek en op die naweek voel jy eintlik wil jy rus. Maar dis ongelooflik as jy op. Maar as jy daai bietjie tyd kan maak vir jouself dan pluk jy die rente en die vrugte so gou, nie eers later dat ons ouer word nie, maar in daai week begin daai energie begin op die regte plekke. Maar ja, dis maklik om dit te sê en dis nie so maklik om dit te maak werk nie, maar ons is almal hier en ons gaan elke week incheck en net kyk hoe dit gaan en die feit dat jy klaar met jou food prep begin het, ek weet dit was vir jou groot ding, so well done. Dit maak 'n groot verskil. Ek dink die ander ding is om te onthou om asem te haal, soos dit is nou weer 'n goeie reminder vir my. So dankie daarvoor, ja. Ja, en weet jy om vir jouself te sê as jy dit doen, ek vat nie baie tyd nie, maar gee vir jouself ten minste 5 keer om dit te doen en dan na die tyd en hou jou oë toe dat jy lekker rustig raak. En ervaar wat jy hoor terwyl jy oë toe is. Dis eintlik ongelooflik want dan begin jy agterkom maar ek ontspan, my lyf ontspan. En dit is presies hoe meer overwhelmed ons raak, hoe minder onthou ons om asem te haal, nee. So enige wins wat jy sover ervaar het in die laaste week of so en jy kan sommer namens jou en Gary praat. Dit is altyd nuuskierig om te hoor hoe gaan dit met Gary in die agtergrond? Ek dink ja, definitief sit my klere losser en dit is maar ek dink definitief hier om jy weet ek het hierdie midrif wat 'n bietjie soms 'n challenge is en ek dink is dieselfde vir my en vir Gary, jy weet ons definitief sien 'n bietjie daar. Dit is nie vir my regtig so swaar om die suiker of die brood of selfs die olies en goed
regtig uit te sny nie. Ek dink die gerief van die olie is soms, soos ek sê, dit is maklik om dalk iets te koop wat reeds iets in het. Ek wil net sommer terloops sê, vir my is die groen spaghetti nogal, ek kan dit in kos, saam met ander kos eet, maar as ek dit alleen sal moet eet, sjoe, dis nie vir my so verskriklik lekker nie. Maar dit is 'n hulp, dit is iets wat kan help ten minste ook. Dit is ook so, dis Ja. Ja, ek moet sê, ja, die vreemde smake, dit vat 'n rukkie om gewoon te raak. Ek het gesien, as jy dit inmeng in 'n stir-fry, dan weet jy glad nie wat het jy geëet nie, dis maar waar. op sy eie, ja, dit vat 'n bietjie gewoon raak aan, ek stem. Ja. So, enige vrae, enigiets wat ons mee kan help? Ek is reg, baie dankie Marlies. Dankie. Lekker om van jou te hoor, well done. Dankie. Okay, enigiemand wat volgende wil gaan, voor ek iemand 'n kans gee? Iemand wat reg is om volgende te gaan, julle kan maar hande opsit. Adel wonder nog, Adel, hoe klink dit? Jy lus om gans? Ja, gaan dit. Ek moes nie van Nico gekyk het nie. Daar sê ek het daai gesien. Ek het haar gevra. Ja, nee, ons voeter voort. Ek dink soos ek vir jou vroeër in die week gesê, ons gebruik al jare olyfolie, nie ander olie nie. So dis nie 'n verandering in wat ons doen nie. My stoof het net my habit nou opgepak, so my food prep is in moeren. So Wat is jou plan B? ons gaan uit eet. Okay. Okay. Ja, nee, ek seker tussen môre en vandag. Dit was die plan vandag, maar ek seker môre aan 'n hap gaan koop met ons kyk. Maar dit maak dit moeilik want baie van die goed wat ek doen ek in 'n pan. So as jy nie 'n pan het nie, dan moet ek na my ma toe gaan en dan alles die trappe opdra. Dis nie hoe dit werk. Extra tree, maar dis moeilik, ja. En ja, die kaas is ek geniet baie keer om, jy weet, soos daai eggplant ding. Ek sal nou parmesan oorgooi. En dit sal net vir my ander meer mediterraanse smaak gee. Ek het natuurlik mushrooms ingegooi. So ons het dit geëet die week. Lekker. Maar die kosgewys, ek wil 'n bietjie gaan probeer om 'n broodjie of 'n ding aan die gang te kry net met almond flour of met iets anders. Ek sal 'n bietjie kyk vir broodresepte vir julle, bietjie aanstuur, ja. En die groot ding is vir alles jy sop eet. Ek hou van 'n brood by my sop. Ja, goeie idee. So dit is en ek moet nog die sop maak, die broccoli en kuil en aspergesop. So ek moet hom weer nader hark, maar nou kan ek net nie in die pot gooi nie want die stoof werk nie. Ja. Ja, maar by die Duplessis kom kook, jong, hier se stoof, is okay. Jy het 'n sleutel vir die huis. Nog erger. Adel, enige wins wat jy al gevoel het van die begin van die kursus af? Enigiets wat jy kon sien maak dalk 'n verskil? In ieder geval sit losser, so. Doen dit, fantasties. Ja. Ek probeer die water aan die gang hou. Ek kry nogal heelwat gedrink by die werk. Vandag was net meeting na meeting na meeting na meeting. Dit was nie, ons nie gaps nie, so vanaand is ek moeg. Ja. Met die meeting ding weer eens, so ek sê, probeer as dit moontlik is, 'n gewoonte maak om net 'n bottel saam te vat in die meeting in, terwyl die ander ouens praat, vat 'n slukkie in. Maar ja, dis aanhou. Alles op Teams. Alles op Teams. Wel, hier gaan ons. Hier's my waterbottel. Om my waarheid te sê, ek wil eintlik vir julle vra, as ons volgende keer by mekaar sit, is jy jou waterbottel by? Want ons is 'n hele uur hier. Dis 'n hele uur wat ons kan daar's 'n waterbottel. Daar's hy.
Maar ja, dit is Die mense was in die gewoonte kom dat dit is deel van jou lewe. Lekker. Cheers julle. Here we go. Dat dit letterlik deel word van jou lewe. verder nie issues nie. Daar's ek moet julle sê, die ou in ons, die chef in die kantien. Hy het hierdie bottel mayonnaise of iets. Ek weet nie wat daarin is nie. Hulle noem dit 'n slice house, maar ek is nie so seker nie. Ek weet nie wat so in nie. En hy's mal oor hierdie bottel. As hy 'n stuk kos sien, dan gooi hy hierdie goed bo. So elke keer as hulle my sien, dan sê die ander vrou vir my, no sauce, hè? No sauce. Ja, los daai sauce, daai sauce weg van my af. Ja, so wat sê Erik, be that person. Adel, jy's daai persoon in die kantien. Well done. Dit proe nie eers lekker nie, want as hy die goed oorgegooi dan proe alles soos mayonnaise. En dan proe jy niks anders nie. So True. sê vir my, no mayonnaise. No sauce, hè? No sauce. Mooi so, mooi so. Enigiets anders wat ons mee kan help? Enige issues, enige bekommernisse? Jy het nou al so goed lekker dinge uitgeruil, alternatiewe goed vir alles gekry, maar is daar nog enigiets anders wat ons mee kan help? Ek sê daai die plant-based, daai coconut yoghurt. Hy's vir my te loperig. Hy's fyn, maar hy's loperig. So dit maak ek het nou die oggend vir ons die grain-free porridge gemaak. In die mikrogolf en toe kook alles oor want die daarbet nie werk nie. Maar dan as jy yoghurt bysit, is dit bietjie stywer. Maar as jy daai bysit, dan maak dit alles popper. Okay, so miskien is dit nie die ideale opsie nie. Hy is soos 'n proper slappap. Ja. Wat jy met 'n strooitjie kan drink. Oei, okay. So maar miskien 'n bietjie aanhou werk aan daai resep, Master Chef. Ons sal moet kyk wat kan ons kry om vir jou te werk daar. Daar is nog ander alternatiewe by Woolies wat ek nog nie probeer het nie. Ek het nou net die coconut yoghurt by Woolies probeer, maar as ek daar's ander opsies ook, so 'n bietjie daarna met loer. Nou sal jy ander probeer. Ek het natuurlik 2 tubs gekoop, so hier gat ons. En as jy resepte het wat lekker werk, asseblief deel met ons. Ons is almal nuuskierig, moet almal food prep, so jy het nou al 'n sop genoem en jy het nou al 'n pap genoem, so as hy werk en hy's lekker. En ek wil vir julle almal eintlik vra, as julle iets doen wat lekker is of 'n bord kos wat lekker is, neem 'n foto, stuur vir ons. Dis inspirasie vir ons almal. Jy voel of jy oorbodig en lastig is op die groep, maar julle is regtig nie. Ek dink ons almal het raad nodig. So daai sop is ook een van die Sarah Graham goed. Maar as jy bang is vir groen, hierdie sop is baie groen. Maar hy is ook baie lekker, maar Nico eet hom. Wel as Nico daai groen sop kan eet, nê, dan wil ons almal weet hoe hy werk. En dan die grain-free porridge doen jy met daar's protein powder en wow. Flax seeds en sulke goed daarin. So en dan kook jy hom saam met 'n fyn gemaakte piesang. Okay, fantasties, want ons wil almal meer proteïene inkry. So as ons 'n sop kan doen of 'n pap kan doen met proteïene, dan wil ons definitief weet hoe hy werk, hoor. Deel met ons. Okay. Tafel share. Okay, baie dankie. Baie dankie. Right. Fransa, oor na jou toe. Okay, my kant eintlik baie maklik. Op die stadium van die geveg, ja, ek sukkel met my brood. Ek mis hom verskriklik. Ek is baie lief vir brood altyd gewees. En ek is seker nog, maar ek hou dan uit. En ek het natuurlik iemand wat al my meal preps en al my goed vir my doen. So ek het 'n groot voordeel daar. Dankie. Vir my die grootste ding op die stadium van die geveg, nou die oggend staan ek en skeer en ek kyk weer vir myself in die spieël te sien ek nee, eet ek. Hierdie gesig vir my is heelwat maarder as wat hy gewoonlik is. So dit is 'n seker teken vir my dat die gewig is besig om af te val, want die eerste dingetje om daar verloor, dan die res van die lyf volg binnekort daarna. So aan my kant, ek sien hierdie ding werk. Dit is vir my 'n absolute wenner gewees. En dan ja, jy het my gevang met daai slap een vir die koffie. En ja, ek sal dit ook nou van nou af doen met al met melk of enige van daai.
Dis my storie, ek het 'n kort enetjie vanaand. Wel, jy het nog niks gesê van jou kaas nie. Nee, ek mis kaas glad nie. Ek Regtig? weet nie, ek het geen ding op my kaas nou nodig nie. Ek stel nie belang in hom nie. Nee wat, hy pla my glad nie. So ek sê die grootste een wat ek mis is my broodjie en in die oggend is 'n beskuitjie. So dit was altyd baie lekker geweest, maar ons gaan maar nou we sê we'll take leave of it vir tydelik. Okay. So Adele, jy sal moet vir ons 'n brood resep en ek weet Adele is ons beskuitkoningin julle. So Adele, my challenge aan jou is gaan figure vir ons 'n Wild Fit friendly beskuit uit. So ons sal hom uitprobeer. Die kaas ding is eintlik verskriklik interessant dat jy die kaas nie mis nie. Sorry, dis my man daai en ons het nog nie oor die kaas gesels nie. Dis nou vir my 'n totale openbaring. Maar ek wil vir julle sê Ja. ons het vanaand vir aandete het ek vir ons mushrooms gemaak, gevulde mushrooms en uit garlic in en 'n klein bietjie botter en 'n lekker spinasie bo-oor en dat ons gewoonlik parmesaan kaas of gerasperde cheddar kaas oorgesit en vanaand het ons net nie gedoen nie. En ja, ons het nie eintlik dit gemis nie, nê. Dis net asof kaas is Nee, altyd glad nie. vir alles. En Ja, eintlik nee, dit eintlik is Ja? glad nie gemis nie. Weer, Glad nie. nee. Ons het dit glad nie gemis nie. En die smake van die goed wat daar was, ek moet sê in die laaste tyd jy proe meer, jy proe die kos beter. Jy proe presies dis mushroom, dit is spinasie. Dis asof jou sintuie skerper is. Okay, dis baie lekker om dit te hoor. Dis Ja. ongelooflik hoe mense se smaakknoppies in die mond begine wakker word amper, nê. Nee. Ja. Ek het vroeër in die week het ek so hier by Dinsdag se kant het ek so 'n bietjie min energie gehad, maar ek dink dit was omdat ek bietjie hard gewerk het ook en nie te veel kos gehad het nie, maar dit het later toe beter geword. So dis die enigste keer wat ek nog min energie gehad het. Vir die res van die tyd was dit eintlik heel voldoende. Okay, dis eintlik 'n baie belangrike punt wat jy daar aangeraak het en ek het dit met my ander groep ook vandag agtergekom. Ouens, dit is belangrik om genoeg te eet. Weereens Wild Fit wil nie hê jy moet honger wees nie. Minder eet is nie noodwendig goed nie. Eet genoeg, maak seker jy kry genoeg nutritional in. Jy nutrition om jou lyf te voed. Ja, moenie minder eet, net eet genoeg. Kan dit nie genoeg sê nie. Baie dankie daarvoor. Baie insiggewend, baie lekker om dit te hoor. Enigiets wat ons mee kan help, enigiets wat jy vra oor het, bekommerd oor is. Nee, wat ek het al die inligting. Okay, Adele, jy kan vir Frans al die resepte stuur. Hy gaan die beskuit van nou af bak. Ja. Ek het vir Nico hierdie Kaap Clever by Woolies gekry. Aha. 'n snack as hy in die middag laat hy in sy sak kan ronddra. En dan sê jy moet sê vir ons 'n bietjie deel net wat op sy ingredients lys ook is. Dan kan ons almal loer. Wil ek moet dit lees, is so goed. Nee, sit dit sommer op die groep voor en agter. Dis pik fyn op die WhatsApp groep. Ja, maar dit het nie Kaaps in nie en dit het nie. Hierdie een is almond pecan macadamia. Klink goed. Ja, deel asseblief. Dit sal lekker wees. Ja. Baie dankie François. Renée, oor na jou toe. Daar sy. Ons Ek dink hoor my jou. klank is nie. Weet jy, ek het vandag het ek nogal 'n bietjie lusteloos gevoel, bietjie gevoel ek het nie energie nie. Maar ek verstom my hoe julle ouens wat werk by alles uitkom, by die meal prep en by die want dit voel vir my ek moet so hard dink. Ek's nie 'n vreeslike kreatiewe persoon as dit kom by kos nie. Jy weet my ek is met 'n Karoo boer getroud, so ons maak op 'n manier kos. So om nou 'n bietjie meer vindingryk te wees is dit vat nogal baie vir my, so ek sal verskriklik bly wees as ja, jy weet die ouens die resepte deel en so aan en ek het gaan kyk op Facebook, maar daar's nie regtig iets wat ek kon sien daar nie. Ek het die aubergine het ek gemaak en ek het hom op die rooster gegrill en hom gemaak soos wat jy hom gemaak het en dit was vir my besonder lekker. 'n Man so 'n bietjie sy neus opgetrek. Hy sê dis vir hom vreemde smaak. Maar ons was nog nooit vreeslike ouens wat eiervrug geëet het nie.
maar dit is vir my baie lekker. Ek sal dit verseker weer eet. Alright. En ek is geneig om te min proteïene te eet en ek dink dis hoekom ek omdat ek pap voel. Ekskuus tog. Gaan net vir my water kry, hoor. Kry gou 'n slukkie water. Ek gaan solank ons wag vir jou. Doodreg. Ek wil gou-gou, ek hoop Renay hoor ons nog terwyl sy wegstap. Ek wil gou-gou vir julle net 'n ander tip bygegee het. Ek wil eers net iets oor myself gedeel het want almal gesels so lekker. Ek wil vir julle sê, kyk, my soet craving steek sy kop baie goed uit en dan help ek hom met vrugte en almal wat my ken en ek dink my man veral weet, die vrugte is ongelooflik lekker op die oomblik. Ek het met my hele Wildfit laas jaar het ek eintlik my smaakknoppies het ontwikkel om te besef hoe moet vrugte eintlik proe. Bessies was my altyd suur, bessies is nou vir my die swart bessies, die blou bessies. Hulle is ongelooflik lekker. Ek was vanoggend by Impala Adele, so ek het nou vandag in my yskas pruime, die lekkerste pruime. Daar is perskes, daar is tuksvye, daar is druiwe, daar is dadels. O, julle dadels. Daai Zamli sagte dadels. So ja, ek moet myself nou net in beheer kry en net onthou, mens kan nou nie eintlik die hele pak gelyk opeet nie. Ek gaan sigtig daarmee gaan. Maar die ander ding wat ek wil genoem het, terwyl ons vir 'n nye kansie gee, is soutwater. Francis sal nou met julle bevestig. Hy het nogal soms krampe gekry. En ek het op 'n stadium het ek begin vir hom bietjie sout in water gee en ons doen dit nou elke oggend. Voor ek enigiets doen, is 'n klein glasie met 'n klein bietjie sout in. Ek gaan eendag met julle praat oor al die verskillende soute, maar daar is sout en dan is daar Himalayan salt en dan kry jy Celtic sout en ek sal met julle die Celtic sout deel op die groep. Want hy word net beter want hy het meer minerale in en minder sout. En die minerale wat ons na kyk is magnesium en potassium en dan die sout daarbey wat eintlik nie die belangrikste is nie, maar die klein bietjie soutwater in die oggende. Ek gooi net 'n klein bietjie in 'n klein so bietjie water en ek sluk hom af. En eintlik sê hulle as jy 'n bietjie van die Celtic sout onder jou tong kan sit dat hy net geabsorbeer word in jou mond, dan maak hy eintlik al jou selle groter oop en vinniger oop dat jy vinniger vloeistof absorbeer in jou lyf ook. En soos ek sê, ek weet Franso, jy kan hom as kopknik daar, maar ek weet jy het definitief opgehou met krampe voel. Renay ekskuus tog? Verseker, ek niks meer krampe nie. Ja, dit was eintlik ongelooflik. Maar Renay, as jy 'n bietjie lusteloos voel die dag ook, 'n klein bietjie soutwater. Ons weet ons is vir jare het ons gesê sout is die demon in ons lewens, maar daai klein bietjie sout kan jou eintlik ongelooflik net bietjie herstel gee. Want hy sit vir jou daai elektrolyte ook terug in jou lyf. So probeer dit dalk as jy regtig bietjie lusteloos voel, net 'n klein bietjie soutwater. Ek sal dit beslis doen, maar ek sukkel ook om genoeg water te drink. Dit voel vir my tussen die miskien is dit omdat ek nie 'n vreeslike gereelde eter was nie, ek eet glad nie ontbyt nie. Tussen die alkalizer en die water drink en die kos prep, voel dit vir my al waarmee ek besig is met myself die hele dag met die kos. So ek moet 'n beter roetine kry. Ek het nou vanaand toe ek meal preps gedoen het ek dubbele preps gedoen. Okay. Wat baie help en dis nou so ek weet vir die volgende 2 dae is ek gesond vir middag en aandetes en dit help ook 'n bietjie dat ek nie die heeltyd wonder oor die kos ding nie, dit want ek soos wat julle werk toe gaan, elke ou het mos maar sy dingetjies wat jy en ek wil nie wat moet ook voel, jy weet, dis al waaroor my lewe nou draai nie. Ja, nee, ek hoor jou. My ou moet nog normaal kan aangaan, maar ek sukkel 'n bietjie met water, genoeg water te drink, maar ek probeer al die toepassings doen wat jy voorstel, wat definitief help, en dan was dit vir my 'n verrassing dat ek so die Kaaps gemis het. Ek het nie gedink dit sal so 'n probleem vir my wees nie. Ek's baie lief vir ciabatta brood.
En as ek nie dit kan kry nie, het ek 'n skon wat ek maak. Dis nou so 'n regte aftree verskoning. 11 uur is teetyd en 4 uur is weer teetyd. Jy weet, en so ek en Wouter het in 'n gewoonte gekom om jou iets lekker te pesel daai tyd en so aan, en ek moet nou alternatiewe kry vir daai tye. Ja. Ons kan nog steeds 'n snack doen, maar ons moet 'n gesonder snack doen. Want my skon wat ek maak, het nou gewone meel in en hy het amasie in. So en hy het suiker in. So is Oh, alles sure. wat Okay, al die dinge is daarin, ja, sure. al die moeilikheid is daar. So nee, ek sal maar soos ek gesê het, ek is nie baie van dingryk nie en ek sal baie dit waardeer as julle idees deel op die groep. Okay, so ouens, dis belangrik. Ek dink as ons vir Renay kan help, want ek dink die groot ding Renay is dat dit hoef nie tee en 'n skan te wees nie. Dit kan net bymekaar sit en miskien 'n lekker bakkie gemengde vrugte. Ek weet dit gaan snaaks voel die eerste 2 kere. Ek en Frans het nou die laaste oggende het ons ook maar ons bakkies vrugte bymekaar gesit in plek van ons beskuit. Jy hoor hy mis nog sy beskuit. So dit vat 'n rukkie en dit maar ja, probeer gerus iets wat regtig lekker is en maak dat dit lekker lyk. En aan die einde van die dag is die saam wees is belangriker as enigiets anders, nê, maar kom ons kyk wat ons kan doen. Wouter is baie lief vir vrugte, so ek sal by hom inval met dit. Want ek eet baie min vrugte, miskien is dit nou 'n manier om dan nou, want dit kan ons dan ook vervang met vrugtetyd. Ja, ek dink jy eet in elk geval eers 11 uur in die oggend het jy gesê, jy begin eers later eet, so dan is dit sommer jou eerste gereg vir die dag is eintlik lekker. Ek wil die ander ding gevra het jy 'n sippie bottel? Ek sê dit nou. Ja, ek het. Kry vir jou meer as een en kyk of jy een in die slaapkamer kan los en een in die kombuis, dat jy hulle almal, dat jy nie hoef te loop en een te gaan soek en dat jy as jy in die kamer is kan jy aan hom drink en as jy in die kombuis is kan jy aan hom drink en kyk of dit dalk vir jou help. Ek gaan dit doen. Ek sal dit doen. En miskien 'n ander bottel as jy in die kar gaan klim as jy ry, dat jy 'n aparte bottel het of 'n fles het wat jy in die kar kan vat, dat jy net weet hierdie fles gaan elke keer saam met my kar toe, kyk of dit vir jou gaan help. Ek gaan dit doen, definitief. Dankie Marlies. Maar ek wil vir jou gesê het, baie dankie dat jy jou Kaap krywings en jou suiker krywings met ons gedeel het. En dit is baie lekker dat jy gaan bietjie dieper delf het in die week om te sê, is ek honger, is ek dors, wat is dit eintlik? Want ek dink ons gaan almal daardeur gaan. So dis my verskriklik belangrik ouens, ons deel nie hier net die goeie nuus, ons deel die goed waarmee ons sukkel dat ons mekaar kan help. Dit sal regtig lekker wees. Enigiets anders Renay wat ons van jou af moet hoor of vir jou kan mee help? Nee, alles reg. Ek is ook positief. Ek kan voel my klere sit 'n bietjie losser, so dit jy weet as ek die erge krywings kry dan gaan ek eers na daai ene toe en dan sê ag, maar dit voel tog beter. Sê mos daar's nothing tastes as good as thin feels. Ja. En die ander ding is natuurlik as jy 'n krywing kry is om net te sê kan ek dalk iets anders gaan doen, miskien net bietjie in die tuin gaan stap as dit nie die hittigste van die dag is nie of net 'n vriendin te bel en net te hoor hoe gaan dit en net die aandag af te kry van wat ons mee besig is. Ja. Baie waar. Okay ouens, ons tyd het ons alweer ingehaal. Ek is nie haastig nie, maar ek gaan wat ek wil voorstel net gou-gou net weer 3 goedjies gaan voor ons volgende sessie. En as enigiemand nog wil aanbly, julle is baie welkom. Maar dankie vir julle deel vanaand. Hierdie is 'n wille week. Ons het baie goeders gegroet en ons hou vakansie van 'n klomp goed af en ek dink julle doen ongelooflik goed. Doen so voort. Môre is Vrydag, so môre kom ons nuwe video met nuwe enhancements. So asseblief kyk vir hom uit as jy nie kon inhaal met enigiets anderster of kon bybly met enige worldwide goed nie. Daai is die belangrikste is. Kyk na hom, gebruik die naweek as jy 'n buffer zone of jy val dadelik daarin of jy berei voor vir Maandag, maar Maandag is die nuwe dinge aan die gang. So ek sien uit om van julle te hoor hoe julle dit ervaar. En deel asseblief soveel as wat julle kan op die groep, help mekaar met resepte.
ek sal vir julle weer die Worldwide Calls is nou net maandag aande 7:00, so ek sal vir julle die video links aanstuur as julle daarna wil luister. En dan sien ons mekaar volgende donderdag. Baie dankie. Enigiemand wat nog enigiets wil gee, julle is welkom te unmute. Ja, dankie Marlies vir jou. Dankie. Jy altyd praktiese raad Dankie. en dat jy ons op die straight and narrow hou. Julle is amazing. Well done en lekker aand verder. Marlies, totsiens almal. Totsiens. Hi.